Ons gesels die laaste 7 weke oor die ek is stellings van Jesus. En Jesus het 7 ek is stellings gemaak en ons het 6 van hulle reeds hanteer. En dit is vir ons belangrik want ons sê die volgende vir mekaar. As ek nie weet wie Jesus is nie, hoe kan ek hom werklik volg? En Jesus het die volgende stellings gemaak. Hy het begin deur te sê ek is die brood van die lewe. Hierdie is my liggaam, neem en eet dit. En die mense het kwaad om gesê, Here, hoe kan u sê jy is die brood van die lewe? En 10 klomp mense het geloop en hierdie disippels bly oor en Jesus sê, wil julle ook loop? En wat Jesus hier gesê het, is hy sê, dit wat ek en jy nodig het om te oorleef, dit wat ek en jy nodig het om in hierdie lewe werklik in te gaan, is Jesus. Hy is die een wat ons onderhou. Maar dan het Jesus aangegaan en hy het gesê, ek is die lig van die wêreld. En wat Jesus hier kom sê, is hy sê, ons leef in 'n duister wêreld, en as ons rondom ons kyk, sien ons gebrokenheid, en ons weet nie altyd wat se kant om te gaan nie. En Jesus kom en hy sê, as jy saam met my stap, as jy saam met my leef, dan vlug die duisternis, soos Johannes 1 vers 1 ons sê, die duisternis kon die lig nie oorweldig nie, en Jesus verwys so hier na homself. Maar toe het Jesus gegaan, en hy het gesê, ek is die goeie herder, die skape ken my stem. En ons gepraat oor dat Jesus beskerm jou en hy wys vir jou jou lewe moet leef, en saam met daai selfe aand het ons gepraat oor Jesus sê ek is die hek van die skape. Met ander woorde, Jesus het gesê dat voor die vyand by jou kan uitkom, moet hy deur my gaan. Wie van julle is vanaand dankbaar dat voor die vyand by jou kan uitkom, moet hy deur Jesus gaan? As jy nou jou hand opsteek, verstaan jy nie wat jy gevra het nie. Jy sien, Jesus beskerm ons teen die aanvalle van die vyand, en van daar af het Jesus gegaan en hy het gekom en hy het gesê ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Met ander woorde, daar's net een manier wat ons hemel toe kan gaan. Daar's net een manier om werklik te kan leef in hierdie lewe, en dit is deur Jesus. En laasweek het Colin vir ons so mooi vasgevang wat dit beteken dat wanneer Jesus sê dat ek is die ware wingerdstok, en as ons aan hom gekonnekt is ons aan die Vader gekonnekt, en wat Jesus daar sê, ons kan nie los van hom leef nie. Nou vanaand kom ons dan nou by die laaste ene, ek is die opstanding en ek is die lewe. Nou, kom ons pause net gou vir 'n oomblik daarvoor. Ek gaan nou hierdie vir julle verduidelik en uitmekaar uittrek. Maar die realiteit is, as Jesus hierdie 7 stellings gemaak het, en hy het dood gegaan en dood gebly, dan kon mens gesê dat Jesus was van sy trollie af. Ons gesê het, Jesus is mal, Jesus was net 'n ou en hy het 'n paar weird goed gesê. Dink net by jouself in, as ons na Jesus kyk, en ons kyk na hoe Jesus, die goed wat Jesus gesê het, as iemand vanaand na jou moet kom en sê, ek is die brood, my ou. Jy gaan dink die ou is bietjie koekoes, is ek reg? Toets dit, gaan sê dit vir iemand, dan kyk jy hulle reaksie. Of gaan sê vir iemand, ek is die goeie herder. Dan sal hulle sê, ja, jy is. Okay? Want, maar Jesus, as Jesus al hierdie goed gesê het, en hy het nie opgestaan nadat hy gesterf het nie, dan sou dit alles bietjie weird gewees het. Maar die feit dat Jesus dood gegaan het en opgestaan het, sê vir my, ek sal na alles luister wat hy gesê het. Hy is die enigste persoon ooit in die geskiedenis van die mensdom, en wat ooit gaan leef, wat uit sy eie uit die doodheid opgestaan het. Daar's paar ander mense wat dood gegaan het en opgestaan het, maar hulle het dit nie gedoen omdat hulle oulik was nie. Jesus is die enigste persoon wat gesterf het en uit sy eie uit weer opgestaan het. Want hy is God. En omdat hy God is, en dis hoe ons vanaand kom by, ek is die opstanding en ek is die lewe, is Jesus, al hierdie goed wat hy sê, glo ek, en ek hou vas daaraan, want die feit dat hy dit gesê het, en die feit dat hy gesê het, ek is die opstanding en die lewe, die feit dat hy hierdie goed voorspel het, en dit het gebeur, maak my opgewonde. Maar Paulus skryf vir gemeente in Korintiërs, en hy sê in 1 Korintiërs 15, sê hy die volgende, hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof vergeefs, en is julle steeds in julle sondes, dan is ook diegene wat in Christus ontslaap het, dis nou die mense wat doodgegaan het terwyl hulle in Jesus glo het, verlore. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gefestig is ons bejammerswaardig van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslaapenis. En wat Paulus hier vir die gemeente in Korinthe sê, is hy sê vir hulle, luister julle het nodig om te besef, dat as Jesus nie opgestaan het nie, is julle bejammeringswaardig. Dan sit hy shame, hierdie mense is mal. Maar as Jesus opgestaan het, ek kan ek het gehoor, wie glo vanaand dat Jesus Christus het uit die doodheid opgestaan? Kan ek net asseblief 'n handeklapie of iets kry vir Jesus wat uit die doodheid opgestaan het? Hierdie kant glo dit meer as hierdie kant. Die feit dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, beteken dat alles wat hy gesê het is waar. En die laaste stelling wat ek vanaand by wil kom stil staan is hierdie, ek is die opstanding en die lewe.
En ek vertrou dat deur vanaand hier hierdie storie wat ek met jou gaan deel, en ons gaan na 3 stories vanaand kyk. Ons gaan na 2 grafte kyk, en ons gaan kyk na 'n tuin. Okay? So dis waar ons vanaand gaan. En ons gaan vanaand begin in Johannes 11, waar Jesus hierdie stelling gemaak het, ek is die opstanding en die lewe. So wat gebeur hier is, Jesus is besig om te bedien in 'n dorpie, en hier kom die nuus tot Jesus se ore, dat sy beste vriend Lazarus is siek. En Jesus gaan nie om sy vriend te genees nie. Het jy al ooit gevoel Jesus is laat? Het wie van julle al ooit gevoel Jesus is laat? Ek weet ek het al so gevoel. En Jesus hier weet, hy sou genoeg tyd gehad het, te gehoor het Lazarus is siek, om soontoe te reis, Lazarus gesond te maak, maar Jesus bly daar waar hy is, en hy bly daar vir 4 dae. En Lazarus sterf, en het kom tot sy ore, dat Lazarus het gesterf, en hy sê vir sy disippels, luister julle, ons moet terug gaan Judea toe, want daar, jy weet, Betanië, waar Lazarus en sy 2 sissies bly, Martha en Maria, is in die omgewing van Judea, en Jesus sê vir sy disippels, ons moet terug gaan soontoe. En sy disippels sê, Jesus, ons dink nie, dis 'n goeie idee nie. En Jesus sê vir hulle, hoekom? En hulle sê, want die laaste keer wat ons daar was, het hulle gesê, gaan ons doodgooi met klippe. Nou, dis in Johannes 8, wat ons 'n paar weke terug oor gesels het, toe Jesus gesê het, ek is die lig van die wêreld. Jy sien, want die Fariseërs het so kwaad geraak vir Jesus, dat hulle gesê het, hulle gaan hom doodgooi met klippe, want hy sê hy is God. Want hy wys vir die mense hoe hulle moet leef, en hulle is so kwaad. En die disippels, bietjie bangerig, vol vrees, sê Jesus, as ons soontoe gaan jy regtig doodgegooi word met klippe. En Jesus sê, ek gee nie om nie, en daar gaan Jesus, en Jesus kom toe in Betanië aan, en aan die buitekant van die dorp ontmoet hy vir Martha. En net voordat hy in Betanië hierdie dorpie gaan, ontmoet hy vir Martha. En hy kom en hy praat met Martha, en Martha sê die volgende vir hom, en ek lees dit vir julle uit Johannes 11, vers 20. Het sê, toe Martha hoor dat Jesus op pad was, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat wat U ook al van God vra, God vir U sal gee. En Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. En Martha sê vir hom, ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. So hier kom sy en sy sê, Here, ek glo. Alles wat hy sê, daar gaan eendag 'n opstanding wees, daar gaan eendag gaan die dooies nie meer dood wees en hulle gaan in God leef. Ek glo dit gaan eendag gebeur. Maar sy sê vir Jesus, as iemand net hier was, het hy nou nie dood gegaan nie. Here, hierdie is nou die einde vir my broer. En sy kyk so vas in dit wat sy nou sien. En soveel keer is dit ons. Ek lees hierdie skrifgedeelte en waar sy sê, Here, as U maar nie hier was, sou my huwelik dit gemaak het. Here, as iemand net hier was, sou my kind nie gesterf het nie. Here, as iemand net hier was, sou ek nie in daai verslawing geval het nie. Here, as iemand net hier was, en jy kan nou invul wat jy wil, en dis dikwels ons reaksie, en dan kom Jesus, en dan praat hy met ons, en Jesus sê, ek wil seker goed weer lewendig maak, dan sê ons, ja, Here, eendag in die hemel gaan alles oukei wees. Maar wat Jesus hier vir Martha sê, hy probeer eintlik vir Martha sê, Martha, jou broer gaan weer lewe. Ek gaan 'n wonderwerk kom doen in jou broer. En nou dan gaan dit aan en dit sê in vers 25, Jesus het vir haar gesê, en hier is die kernskrif vir vanaand, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef al het hy ook gesterf, en elkeen wat leef en in my glo sal tot in ewigheid nooit sterf nie. En hy vra vir haar, glo jy dit? Hy challenge haar, maar in 'n goeie manier, nie in 'n uitdagende manier, in 'n goeie manier. Hy sê vir haar, as jy in my glo, ek is die opstanding in die lewe. Hy sê nie vir haar dat daar gaan 'n opstanding wees. Hy sê deur my, as jy my aanroep, ons het vanaand hieroor gesing en ons sê there is resurrection power in the name of Jesus. En wat Jesus hier vir Martha sê, hy sê Martha, wanneer jy my naam aanroep, dan word die dooie goed weer lewendig. En so wat nou verder gebeur is, Jesus sê toe vir haar, roep jou sussie, en sy geroep vir Maria, en Maria kom by Jesus. En toe Maria by Jesus kom, toe huil sy, en sy stikkend, en Martha is stikkend, en hulle praat met Jesus, en Jesus sê vir Maria, Maria, vat my na jou broer toe. En dit sê, toe Jesus die mense sien wat huil, en toe Jesus die 2 sissies sien wat huil, toe sê dit die volgende, Johannes 11 vers 35, een van die kortste gedeeltes in die Nuwe Testament, en van die kortste verse sê, Jesus het begin huil. Kom ons stop het gevroomlik daar.
Ek weet nie wat jou prentjie vanaand van Jesus is nie. Maar dikwels is die prentjie wat ons van Jesus het, nie dat hy huil nie. Jesus het begin huil. Dit sê, Jesus het na hierdie mense gekyk en sy reaksie was, hy het gehuil. Hy sien die gebrokenheid raak. Nou wil ek jou 'n vraag vra. Vroeër in Johannes 11, toe hulle by Jesus kom en hulle sê vir Jesus, Jesus, Lazarus is besig om dood te gaan, of Lazarus is dood. Toe sê Jesus, hierdie hele storie gaan uitspeel tot die glorie van God. Hierdie hele ding, hoe dit gaan uitspeel, is, ek gaan om Lazarus uit die doodheid op te wek. En teen uit met die disippels se gesprek, jy kan dit gaan lees in Johannes 11, en terwyl Jesus met hulle gesprek het, sê Jesus vir hulle, Lazarus, ek gaan Lazarus laat ontslaap, en hulle sê, Jesus, maar as hy mos slaap, kan hy mos self opstaan, en Jesus sê vir hulle, julle verstaan verkeerd, Lazarus is dood, en hy gaan hom uit die dood uit wakker maak. So dis nie, Jesus huil nie omdat hy geskok is omdat Lazarus dood is nie. Ek dink daar's 2 redes hoekom Jesus huil. En ek wil by hierdie 2 redes vir 'n oomblik stil staan. Ek dink die eerste rede hoekom Jesus huil is want hy sien, hy beleef wat hulle beleef. Want uit die woord leer ons dat Jesus was 100% mens gewees. Jesus het gevoel wat ons voel. En Jesus, was jy al ooit by iemand wat net 'n geliefde aan die dood afgestaan het? Dis aaklig, die atmosfeer is gelaai met emosie en met hartseer en met pyn. Ek het een van die goed wat ek die meeste haat en waardeer van my werk, is die feit dat ek begrafnisse kan doen. En wanneer jy sommer daai familie sit waar daai geliefde aan die dood afgestaan het, ek kan nie vir julle sê hoe seer maak daai oomblikke nie. Dat dit partykeer iemand is wat ek nie eers geken het nie. Maar ek huil saam met hulle. Want daar's iets wat gebeur en Jesus het dit gevoel. Onthou, dit was een van Jesus se beste vriende. Hy het geweet hy gaan hom lewendig maak, maar hy huil. Hy huil want hy sien. So die eerste ding is, hy voel, maar die tweede ding is, hy sien. Hy sien die gebrokenheid van die mensdom. Hy sien die impak van dood. Hy sien hoe die vyand gekom het en gesteel het en geslag het en verwoes het. Jy sien, want dis wat die dood doen. Die dood kom steel by ons. Die dood, ek meen, daar's gedeeltes in ons wêreld wat 'n oop stuk gras is, met klippe, met mense se name en datums op, wat ons nooit meer weer kan praat in hierdie lewe nie, en dis seer, en dis pyn, en ons van julle wat al geliefdes vanaand aan die dood afgestaan het, en jou Lazarus lê in die graf, en is dalk jou pa, jou ma, jou broer, jou suster of jou kind, neefie of niggie, vriend, jy kan dit inkleer soos wat jy wil, en dis seer, en Jesus sien die impak van sonde, want onthou wat die woord ons leer. Die woord leer ons, dat die sonde lei na die dood toe. Jy sien, die impak van sonde is dat mense het dood gegaan, en daarom wil ek nou wegbeweeg vir 'n oomblik by hierdie begrafnis van Lazarus, en ek wil gaan na die tuin van Eden toe. Jy sien, want dit wat Jesus hier sien, is as gevolg van dit wat gebeur het in die tuin van Eden. Toe God die mensdom gemaak het, was God se plan nooit dat daar dood moes wees nie. Daar was nooit 'n oomblik gewees waar God gesê het, hoor hierso, ek wil net hê julle moet 'n sekere oomblik leef nie. Inteendeel, God het hulle die keuse gegee. En so daarom, wanneer ek hier lees, dan sien ek Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. God kom en hy skep en ons lees dat dit is goed. Die enigste plek in die skepping waar God gesê dis nie goed nie, is toe die mens alleen was. En hy sê dis nie goed dat die mens alleen is nie. En God skep hierdie wêreld. En uit dit uit begin die mens, en daar's die tuin van Eden, en is wonderlik daar in die tuin van Eden, en God sê vir hulle, ek het net een opdrag, van die boom van goed en kwaad mag julle nie eet nie. Hy sê, daar's een boom in die middel van die tuin, julle moenie van hierdie boom eet nie, want wanneer jy van hierdie boom eet, dan besluit jy, dan wat jy doen is, jy sê, ek wil God wees, dis wat hulle gedoen het, en die vyand oortuig hulle, ons almal ken hierdie storie, en Adam en Eva eet van die vrug. Nou net so terloops, julle weet, hulle sê, dis die rede hoekom mans nooit vir vrouens wil sê wat ons moet eet nie, want hoekom die vrouens nooit vir man wil sê wat hulle wil eet nie. Het jy al geweet as jy jou vrou vra, my liefie, wat eet ons vanaand? Nee, ek weet nie, wat wil jy eet? Maar die laaste keer wat 'n vrou gekies het wat ons moet eet vir die aand, die wêreld in sonde verval. So, is net 'n grappie hoor, is net 'n grappie, is net 'n grappie, is net 'n grappie. Is net 'n grappie. As julle kan sien my vrou is nie vanaand hier nie, nê. En die mensdom val in sonde. Hulle eet van hierdie vrug. En dan kom skeiding tussen God en mens, maar saam met dit kom gebrokenheid in hierdie wêreld in. En stikkend en seer en pyn en dit wat ons op 'n daaglikse basis beleef. En nie net dood nie, maar die impak van sonde kom in ons samelewing in. En ek dink, en ek deel dit met ons span voor die tyd in die gebedskom, maar ek dink wanneer Jesus vanaand hier staan, dan kyk hy in jou oë vanaand in. En van ons sit sulke braaf gesiggies op en ons maak of alles oukei is.
maar aan die binnekant is ons seer. En Jesus kyk verby jou maskertjie wat jy opsit. En hy huil, want hy sien hoe sonde besig is om by jou te steel. Kan jy jouself indink, Jesus het vanaand hier gestaan? En hy kyk, en hy sien jou. En hy begin huil as gevolg van die impak van sonde op jou lewe. Jy sien, dit is hoe lief Jesus jou het. Is Jesus kyk vanaand na jou, en hy kyk verby hierdie goed wat ons vir die wêreld op sit te maak of is okay, en hy sien werklik wat in jou hart aangaan, en hy sien die impak van sonde. Hy sien die impak van sonde op jou huwelik, hy sien die impak van sonde op jou ouerskap, op jou verhoudings met jou vriende, met jou ouers, jou werk, jou verhouding met jouself, jou verhouding met hom, en hy sien hoe hierdie goeders nie vir jou goed is nie, en dit breek Jesus se hart. Ek glo vas dat Jesus staan vanaand hier en hy huil. En inteendeel, hoor net die impak van sonde. Genesis 3 sê, hy het vir die vrou gesê, hier is nou die impak van sonde, nee. Ek sal jou swaar kry met jou swangerskap baie erger maak, met pyn sal jy kinders in die wêreld inbring. Nou jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. En vir die mense het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou te doen vervloek. Ons beleef dit in ons samelewing. Hy sê, met swaar kry sal jy daarvan eet, en solank jy leef, dorings en dissels, sal dit vir jou laat uitsprei, en jy sal van veldplante eet. Nou, party mense sê, dis hoekom al vegans is. Ek prys die Here, hy het dit nie daar gestop. Hy sê, met sweet aan jou gesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond, want daaruit is jy geneem. Ja, tot stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. In kort, sonde het gekom, en dit wat God gemaak het om goed te wees, het die sonde gekom en het kom sleg maak. En Jesus kyk na hierdie graf, en hy sien gebrokenheid. En terwyl hy in hierdie omgewing is, waar daar dood is, en pyn is, en hartseer is, en die impak van sonde gesien word, sê hy, ek is die opstanding en die lewe. En dan gaan ons nou terug na hierdie begrafnis toe. En dit is al 4 dae later. Nou die Jode, die van hulle wat glo in opstanding het geglo, dat as jy nie binne 3 dae opstaan nie, dan is jy nou werklik dood. En so Lazarus was 4 dae laat, en toe hulle by Lazarus kom, toe het hy al begin ruik. Het jy al iemand geruik? Het jy al gery iewers in 'n veld, of gestap in 'n veld, en lê daar 'n dooie bok? Hulle sê, dis Lazarus het al begin ruik, en so, Jesus kom hier so, en hy kom in hierdie gebrokenheid in, en hy huil, en hy sien vir Lazarus in die graf. Hy sien dat Lazarus is dood, en wat toe gebeur is, dit sê vers 38, Jesus het toe opnuut hewig ontsteld na die graf gegaan, en dit was 'n rotsgraf met 'n groot klip het daarin teen gelê, en Jesus het gesê, vat die klip weg. Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy ruik reeds, want dit is al die 4de dag. En Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê, dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie? Hulle het toe die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het dit gesê terwille van die skare wat hier rondom my staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem uit, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind en sy gesig met 'n kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Amazing story. Jesus roep vir Lazarus uit die graf uit. Hy sê, ek is die opstanding in die lewe. Lazarus was al vir 4 dae dood, maar kyk gou wat gaan ek doen? Nou, daar's sekere teoloë, en ek hou baie van hierdie gedagte, wat sê, dat as Jesus nie gesê het, Lazarus kom uit nie, het al die grafte oopgegaan en het almal uitgekom. Kan jy jou imagine wat so daai dag gebeur het in Betanië? Kom uit, en hier kom jou hond wat dood is uit, hier kom jou tannie, jy weet selfs jou skoonma. Julle hoor wat ek sê, maar Jesus, terwille van dit wat hy wil kommunikeer, kom en hy sê, Lazarus kom uit. En Lazarus staan op en Lazarus kom uit en hy lyk soos 'n mammie, hy is toegedraai in lappe en hy stap uit die graf uit en Jesus sê 'n interessante ding, hy sê maak dit los wat op hom is. Hy is nie meer dood nie, hy is lewendig. En die enigste manier hoe jy kan sê haal die lappe af is omdat Jesus hom lewendig gemaak het. Nou kom ons gaan van hierdie storie af na die laaste storie wat ek vanaand vir jou wil vertel. Nou ek wil net voordat ek die laaste storie vir vertel die volgende sê.
Ek het nou die dag 'n interessante gesprek met 'n pastoor gehad en die pastoor het vir my gesê, hy preek nie oor wonderwerk en oor Lazarus byvoorbeeld nie. Want wat se impak het dit? Wat se impak het dit op mense se lewens? Hoekom preek ons dit? En dit het my laat dink vir 'n oomblik, wat sal die hoofdoel wees dat ons nou sal preek oor Lazarus? Moet ons nou hier na Stilfontein begrafplaas toe gaan en sê, kom uit! Dit sal bietjie weird wees as ons dit doen. Maar dis nie hoekom nie. Jy sien, toe ek nou so bietjie hieroor gaan dink en ek begin lees oor hoekom moet ons hierdie gedeelte spreek? Hoekom is dit in die Bybel? Hoekom is dit vir ons gegee? Hoekom het Jesus Lazarus uit die graf uitgeroep? Want onthou, Lazarus het weer dood gegaan. Julle weet dit, Lazarus het iewers te weer dood gegaan. So Jesus het hom nie uit die graf uitgeroep dat hy nooit weer moet sterf nie. Hy is gesond gemaak, hy is uit die graf uitgeroep, maar hy het weer gesterf. Die rede hoekom Jesus vir Lazarus uit die graf uitgeroep het, en die rede hoekom ek vanaand hierdie vir jou preek, is want dit was 'n kyk in wie Jesus is en 'n voorbeeld van wat kom in die koninkryk van God. Dat dood het nie die laaste sê nie. En selfs daai storie was 'n verwysing na dit wat Jesus gedoen het aan die einde van Johannes, waartoe ons nou gaan met Jesus se sterwe. Is dat Jesus kom en hy gebruik dit as 'n voorbeeld om vir ons te wys, en ek wil dit graag vir julle lees. Dit sê hierso in Johannes 4 het Jesus gekom en blinde mense gesond gemaak. Johannes 9 dowe mense kon hoor. Markus 7 stom mense kon praat. Lukas 6 verlamde mense kon opstaan en loop. Johannes 5 'n man met 'n hand wat gekrom was, het reguit gemaak, sy ledemate is herstel. En hier in Lukas 11 kom Jesus en Jesus roep 'n dooie man uit die graf uit. Die rede dat Jesus dit doen is sodat ek en jy kan sien, dit is hoe die koninkryk van God lyk. Dood het nie die laaste sê nie, blindheid het nie die laaste sê nie, siekte het nie die laaste sê nie. So wanneer ons hierdie storie lees in Lukas 11, moet dit my en jou opgewonde maak dat Jesus sê, die dood kan jou nie weerhou van my nie. Die dood het nie die laaste sê nie. En daarom gaan ek vanaand en ek wil afsluit met Johannes 20. Nou in Johannes 20 ontmoet Jesus weer vir Martha. En vir Maria. En so onthou ons het net met Maria gepraat en hierso sien ons dat Maria kom weer na Jesus toe, maar sy kom na Jesus se dooie liggaam toe. En ek lees dit vir julle. Maria het buitekant die graf gaan staan en huil. So nadat Jesus gekruisig is, hierdie is nou op die Sondag. En terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk en 2 engele met wit klere aan daar sien sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar sy kop en een waar sy voete was. En hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy so? En sy antwoord hulle het my Here weggevat. En gaan sy aan hom. En hulle sê, ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en om haar daar sien staan. Het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink hy is die tuinier en sê toe vir hom, meneer, as u hom verwyder het, sê net vir my waarheen het u hom gevat en waar het u hom neergelê en ek sal hom wegneem. En Jesus sê vir haar, Maria. En sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni, wat beteken leermeester. En Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en na my God en na julle God. En Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disippels, ek het die Here gesien en dat hy hierdie dinge vir my gesê het. Jy sien, hier kom Jesus en hy wys dat hy is werklik die opstanding in die lewe. Selfs die dood kon hom nie stop nie. En oor 'n paar naweke gaan ons Paasnaweek vier en ek sien so uit en ek wil jou vra, merk dit in jou kalender, is iets wat jy nie kan mis nie. Maar ek lees in die week iets interessanter voorbereiding van vanaand. Hoekom het sy Jesus gesien as 'n tuinier? Was dit net toevallig? En Jordan Rainer kom praat hier so in sy boek Call to Create en hy sê die volgende, hy sê, scholars suggest that by including this detail of Mary mistaking Jesus for the gardener, John is contrasting Jesus, the last Adam, with the first Adam in Genesis 2. Sy sien iemand wat in 'n tuin werk. Adam het in 'n tuin gewerk. Hier sien sy Jesus in 'n tuin. Fast forward thousands of years and here at the resurrection, God is inaugurating or starting a whole new world. And the last Adam is choosing to appear as a gardener. As a symbolic way of saying that he is planting heaven on earth once again. Is dit nie mooi gestel nie? He is planting heaven on earth once again. And just as the first Adam had his bride Eve to help him cultivate the first creation, Jesus, the last Adam, has his bride, the church, to help him cultivate the final one.
Daar is pyn in hierdie wêreld. Daar is dood en ons seer. Maar Jesus kom en hy oorwin dit. Jesus staan uit die dood uit op, en toe Jesus uit die dood uit opstaan, weet jy wat doen hy? Hy gaan sê, die eerste ding wat hy vir Maria sê, is hy sê, gaan vertel vir ander ek leef. Maar ek dink terug aan Lazarus se storie. En dan gaan die band vra hom om op te kom. En terwyl hulle vorentoe kom, kyk ek na hierdie twee stories, en ek sien hoe Jesus is nie meer in die graf nie, en hy leef, en hy sê vir Maria, Maria, ek wil hê jy moet gaan, en jy moet vir ander vertel ek lewe. Nou ek en jy kan onsself nie lewendig maak vanaand nie, slegs Jesus kan. Maar Jesus kom en hy sê vir Lazarus staan op. En die dag toe jy jou hart vir Jesus gegee, die dag toe jy gekies het om die uitnodiging wat hy gebied het te aanvaar, weet jy wat het gebeur? Hy het vir jou gesê, kom uit daai graf uit. Maar daar is soveel vanaand van ons wat hier sit, wat Jesus het gesê, kom uit die graf uit. En van ons het gekies om nog in die graf te bly. Ons dink nie ons is goed genoeg om uit die graf uit te kom nie. Ons dink nie die kruis was genoeg nie. Ons glo nie werklik dat Jesus die opstanding in die lewe is nie. Maar Jesus sê, ek is die opstanding. Ek laat jou opstaan uit die dood uit. Ek is die lewe. Luister, jy het nodig om te doen wat ek vir jou sê, maar ons kies om te bly in ons graf. Ons kies om te bly in ons verlede. En Jesus sê vir jou, kom uit. Dit het nie meer die laaste sê nie. Jy is vry. Kom uit die graf uit. En van ons bly sit, maar ons van ons ander, wat in die graf bly, wat uit die graf uitkom, en ons kom uit, maar ons hou ons grafklere aan. Ons trek dit nie uit nie. Jy sien, toe Jesus kom, hy sien vir Lazarus, weet julle wat sê hy vir Lazarus? Hy sê, trek die grafklere uit. As ek vanaand 'n ander tema aan kon gesit, sou dit gewees het, trek die begrafnisklere uit. Jy het dit nie meer nodig nie. Jy het nie die mammieklere nodig nie, want weet jy wat? Jy lewe nou. En dis die uitnodiging vanaand vir jou. En ons sing vanaand hierdie liedjie, there is resurrection power in the name of Jesus. When we shout his name. En al waar jy sit, wil jy nie net jou oë sluit vir 'n oomblik, en terwyl ek voorberei, en ons sluit hierdie reeks vanaand af met Jesus sê ek is, en al hierdie goed is so awesome. Maar as hy nie opgestaan het, beteken dit alles vir ons niks, maar hy het opgestaan. Hy is die opstanding in die lewe. En omdat hy die opstanding in die lewe is, kom hy vanaand hier. En hy sê vir jou, ek wil jou uit jou graf uitroep. En so daar waar jy sit vanaand, wil ek jy met jou oë toemaak, en ek wil hê om jou sien dat jy in 'n graf sit. En jy sit in daai graf, en daai graf kan dalk finansiële probleme wees, daai graf kan vanaand 'n verslawing wees, daai graf wat jy vanaand in is, kan 'n plek wees wat depressie het, angs, selfmoordgedagtes. Jy sien jou foute, en dis alles hier om jou, en jy dink dit het die finale sê. En jy hoor 'n stem, jy hoor jou naam, en jy hoor, kom uit. Kom uit hierdie graf uit. Jy hoef nie meer daar te bly nie. Die stem roep vanaand, kom uit die graf uit. Dit sê, Jesus het met 'n harde stem geroep. Jy weet, want in die graf is daar ook stemme wat vir ons sê, moenie uitgaan nie. Bly hier waar jy is, jy weet mos hoe dit gaan. Is 'n stem van vrees, maar Jesus kom vanaand en met 'n harde stem roep hy, kom uit die graf uit. Staan op. En wanneer jy uitkom, dan sê Jesus, haal die klere van hom af. Weet julle wat dink ek nou net? Lazarus kon nie sy eie grafklere uittrek nie. Ander moes dit vir hom doen. Jy sien, dis die krag van die kerk. Is ons kom om mekaar vanaand en ons sê, ons gaan jou help om jou grafklere uit te trek. En so as 'n familie kan ek jou vra om op te staan saam en ons gaan vanaand hierdie liedjie saam mee afsluit. En jy weet, wie van julle weet wat vanaand uit 'n graf moet uitkom? Jy sit vanaand daar en die vyand het jou nommer en jy voel die vyand is besig om by jou te steel. Jy voel jy's vanaand in 'n graf. En as jy vanaand voel jy's in 'n graf, dit voel vir jou, jy weet nie meer wat se kant toe nie, jy wil vanaand hê Jesus moet jou uit die graf uitroep. Jy wil vanaand die opstanding en die lewe beleef. Wil jy net jou hand so in die lug opsteek nie? Steek jou hand in die lug op as dit jy vanaand is. Steek jou hand in die lug op. Moenie laat die vyand dan vir jou sê, moenie jou hand in die lug opsteek nie. Jesus nooi jou vanaand, kom uit die graf uit. Maar jy moet die keuse maak en jy moet jou hand opsteek. En kan ek jou vra, as jy langs iemand staan wat sy hand in die lug op is, sit net jou hande op hulle skouers. As jy agter hulle staan, sit jou hand op hulle skouers. Kom ons maak seker, as sit iemand die hand, hou jou hand in die lug, moet hom nie laat sak as jy hand op iemand anders sit nie. Ons sit ons hande op mekaar, die kerk saam. Ons het mekaar nodig. Kom ons maak seker, niemand is alleen nie. En ons gaan hierdie liedjie vanaand declare oor jou.
There is resurrection power when we sing the name of Jesus. Jy sien, Jesus is die opstanding en die lewe. Dis nie jy nie, dis hy. En so daarom kan jy vanaand sê, Jesus, ek is in 'n graf, kom haal my uit. Kom maak my vry, Here. En Jesus sê, is reg, kom uit. En die feit dat jy vanaand jou hand sit, is die eerste tree wat jy gee om nader aan daai leë graf te kom. En die dood hou jou nie meer vas nie, die vyand hou jou nie meer vas nie, jou verslawing hou jou nie meer vas nie, jou verlede hou jou nie meer vas nie, daai gedagtes hou jou nie meer vas nie. Jesus sê, kom uit hierdie graf uit. Vanaand maak ek jou vry. Vanaand wat jy gedink het is dood, kom herstel ek jou selfbeeld, verander in 'n Godbeeld. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom. En hy nooi jou vanaand uit. En hy gee vir jou lewe en dit in oorvloed.